Het jy al ooit gewonder, hoe gaan alles nou eintlik eindig? Wel, vandag kyk ons na een baie spesifieke en ek moet sê, gedetailleerde Christelike padkaart vir die toekoms. Alles is gebaseer op ons bronmateriaal, so kom ons kyk wat presies dit vir ons uitlê. Ja, dis seker een van die grootste vrae wat die mensdom nog ooit gevra het, nê. Dit tap in ons diepste nuuskierigheid oor wat volgende kom. En kyk, daar is baie antwoorde daar buite, maar die een spesifieke siening wat ons vandag bekyk, gee ons 'n verrassend gedetailleerde roetekaart. Goed, so kom ons spring sommer dadelik in. Ons praat nie hier van voorspellings of teorieë nie, nee. Volgens hierdie bron is daar 'n duidelike stap-vir-stap bloudruk van gebeure wat nog moet plaasvind. So kom ons volg hierdie kaart saam en kyk waarheen dit ons lei. Reg, maar voor ons die roete begin volg, moet ons eers die kaart self verstaan. Ons moet die raamwerk ken. En hierdie spesifieke siening het natuurlik 'n naam. Nou, die twee sleutelwoorde hier is letterlik en chronologies. Jy sien, anders as baie ander interpretasies wat profeseë as simbolies beskou, sê hierdie siening, nee, hierdie is 'n voorspelde, vaste volgorde van gebeure. Dis 'n werklike toekomstige tydlyn wat gaan uitspeel presies soos dit beskryf word. So, die groot vraag is, waar begin hierdie tydlyn? Wat is die sneller? Wel, volgens hierdie interpretasie is daar een baie spesifieke gebeurtenis wat die groot aftelklok na die einde toe aan die gang sit. En hier is waar dit nogal fascinerend raak. Die sneller is nie 'n reuse natuurramp of 'n wêreldoorlog nie. Nee, dis 'n politieke ooreenkoms. 'n 7 jaar vredesverdrag wat deur die wêreld se groot moondhede onderteken word. Dis, volgens die bron, die definitiewe beginpunt, die skoot wat klap. En daardie nommer 7 is absoluut deurslaggewend. Dit definieer die presiese lenke van die volgende fase op ons padkaart, 'n tydperk wat die bron die verdrukking noem. 7 jaar van gebeure soos wat die wêreld, glo dit as jy wil, nog nooit van tevore gesien het nie. Maar hierdie 7 jaar is nie net een lang aaneenlopende tydperk nie, glad nie. Die bron is baie duidelik daaroor dat daar 'n skerp draaipunt presies in die middel is. Dit verdeel die 7 jaar in twee baie verskillende helftes van 3,5 jaar elk. So, hoe raak dit die gewone mens op die grond? Wel, volgens hierdie siening beleef nie alle gelowiges hierdie tyd op dieselfde manier nie. Glad nie. Hulle paaie skei nogal dramaties. Eerstens identifiseer die bron 'n baie spesifieke groep, 144.000 mense. Hulle word amper beskryf as 'n soort geestelike spesiale mag, uitgesoekte boodskappers wat spesifiek gemerk en beskerm word om 'n heeltemal unieke rol in hierdie tyd te speel. En hierdie skyfie wys daardie skeiding nogal treffend. Aan die een kant het jy 'n groep wat fisies weggeneem word na 'n plek van veiligheid, veral tydens daai intense tweede helfte. En dan, aan die ander kant, het jy diegene wat agterbly om hul geloof te handhaaf, te midde van geweldige beproewing. By daardie 3,5 jaar merk bereik ons 'n sleuteloomblik. Die bron noem dit die eerste wee. Dis 'n 5 maande lange tydperk van intense pyniging, wat spesifiek gemik is op diegene wat nie God se beskermende seël het nie. Dis die punt waar dinge van sleg na verskriklik gaan. Nou ja, na hierdie intense tyd van beproewing en skeiding, bereik daardie 7 jaar tydlyn sy absolute klimaks. En dit lei tot die terugkeer van Christus en 'n baie unieke soort opstanding. So ons tydlyn wys dit tydelik, die 7 jaar wat begin het met 'n politieke dokument, 'n verdrag, eindig nou met die fisiese, sigbare terugkeer van Christus. Dis die dramatiese hoogtepunt van daardie hele verdrukkingstydperk. Maar hierdie konsep van 'n eerste opstanding is regtig 'n sleutelpunt. Volgens die bron is dit nie 'n algemene opstanding vir almal nie, glad nie. Dis eksklusief. Dit is spesifiek en slegs gereserveer vir diegene wat as martelare gesterf het tydens daardie 7 jaar. Hulle ontvang 'n heeltemal unieke eer. En hierdie idee word nogal treffend gestel. Die leer wat saam met Christus uit die hemel terugkeer aarde toe, bestaan nie uit engele nie, maar uit die nuut opgestane siele van hierdie einste martelare. Hulle keer dus nie net terug as mense wat gered is nie, maar as oorwinnaars. So, die 7 jaar is verby, Christus het teruggekeer en nou begin 'n heeltemal nuwe era. En dis hier waar die premillennialisme deel van die naam nou sin maak, want die tydperk voor die millennium is nou verby. Die getal is 1000.
Dit verteenwoordig die dier van 'n letterlike koninkryk van Christus, hier op herstelde aarde, 'n tydperk wat dikwels die millennium genoem word. As ons weer na ons tydlyn kyk, sien ons presies hoe hierdie 1000 jaar koninkryk direk volg op die gebeure van die verdrukking. Dit is die volgende groot hoofstuk in hierdie chronologiese kaart wat ons volg. En hierdie skyfie wys vir ons die laaste paar stappe op die roetekaart. Want sien, die 1000 jaar koninkryk is nie die absolute einde nie. Daarna, sê die bron, volg 'n finale rebellie en oordeel. Dan 'n algemene opstanding vir al die ander mense wat oorlede is. En, heel laastens, die ewige toestand in 'n plek genaamd die Nuwe Jerusalem. So, wie is nou eintlik in hierdie koninkryk? Wel, volgens die bron is dit 'n baie interessante mengsel. Jy het die mense wat die verdrukking oorleef het, wat in hul gewone fisiese liggame daar leef. Maar diegene wat saam met Christus regeer, is daardie opgestane martelare in hul nuwe verheerlikte liggame. En so bereik ons die einde van hierdie baie spesifieke padkaart. Of 'n mens hierdie interpretasie nou aanvaar of nie, dit los ons met 'n redelike kragtige vraag. Hoe vorm so 'n gedetailleerde bloudruk van die toekoms die manier waarop mense vandag, hier en nou, leef? Wat verander in jou daaglikse prioriteite en keuses as jy glo jy weet presies wat voorlê? Dis nogal iets om oor na te dink.